Hallo graad 8's. Ek hoop dit gaan nog goed met julle almal en dat julle reg is vir hierdie online lesse. Dit is nou Juffrou Jans van Vierenie en welkom by julle eerste geografie online les. Ek het die werk wat ek wil hê julle moet in julle skrifte doen neergeskryf en dis waar ek die foon die hele tyd gaan fokus. So alles wat ek nou neergeskryf het en geteken het, doen dit asseblief so in julle skrifte ook. Julle kan natuurlik die video pause om klaar te skryf of om die prentjie klaar te teken. Ek gaan nie hier sit en wag dat julle dit klaar geskryf het nie. Jy kan net pause op jou video. Ok, heel eerste ding, ek werk nou uit julle skrifte uit, soos julle kan sien. Hier is die bladsye wat julle ook gebruik het in julle skrif tydens kwartaal 1. Eerste ding wat ek nou wil hê julle moet doen is, skryf my kwartaal 1, hersiening, en dan Maart, April, want dit is die maande wat ons nou in is met hierdie lockdown tydperk. Ok, eerste ding, ons gaan net kwartaal 1 se werk hersien tydens die eerste paar lesse. Later sal ek dalk oorskakel na kwartaal 2 se werk toe. Dit hang af hoe ver ons kom met kwartaal 1 se hersiening. Jy skryf my eerstens kwartaal 1, soos ek nou gesê het, hersiening en Maart, April is jou datum. Dan het ek gaan kyk na die dinge waarmee julle die meeste gesukkel het tydens die vorige kwartaal se toets. En die heel eerste ding is ons belangrike breedtelyne. Ek het vir jou nou daar gesê, nommer 1, belangrike breedtelyne, en dit verdeel die aarde in noord en suid. Dit is bitter belangrik dat julle al hierdie inligting neerskryf, en dan het julle die video's om deur te gaan, voor julle weer eksamen skryf om julle te help. Ok, as die foon bewe, is ek verskriklik jammer, maar ek kan hom net met een hand vashou. Eerstens wil ek hê, nadat jy jou opskrifie geskryf het, dan teken jy vir my 'n aardbol, soos die een hierso, en jy gaan vir my sê A, B, C, D en E. Jy sal sien dat hy meer aan die linkerkant van die bladsy geteken is en dat hier 'n lyntjie is. Ek het weer eens daai lettertjies wat in die middel is, hier geskryf om die breedtelyne te kan benoem aan die regterkant. Ok. Almal weet dat ons twee belangrike lyne het wat die aarde presies in die middel deel. Dit is hier die enetjie en dan op die onderste skets is dit ons regoplyn. 'n breedtelyn, soos hierdie ene, en 'n lentelyn. So ons gaan nou hier begin en kyk na ons belangrikste breedtelyn wat die aarde in die middel deel. Dit sal wees ons 0 grade ewenaar. Ok, so C hierso aan die kant is klaar, 0 grade ewenaar. Voordat ons aangaan met hierdie, moet ek hierdie kant verduidelik en sê, hierdie is ons 0 grade ewenaar, so van hom af boontoe weet ons hier is alles in die noordelike halfrond. Van jou ewenaar af ondertoe is dit alles deel van ons suidelike halfrond. Daarom sal julle sien dat ek die krulhakkie van die 0 afgevat het, boontoe en ondertoe. Ok, tweede ding is, jy sal sien, hierdie stippellyntjie is nie heel bo nie. So, van 0 tot 90 grade aan die bokant. Hy is nie heel bo nie, so dit kan nie 90 grade wees nie. Daarom is dit 66,5 grade noord, noordpoolsirkel. Dit is A, dit is hierdie breedtelyn. Dan B, dit is ons 23,5 grade noord kreefskeerkring. En weer eens, dit is in julle boeke, hierso is die werkkaart 4 wat julle ingeplak het. Hier is die antwoorde waarmee ons nou gaan werk. C het ons reeds gesê 0 grade ewenaar. As hierdie 23,5 grade noord was, is hierdie 23,5 grade suid en dit is ons steenbok skeerkring. Ok, hierdie enetjie was 66,5 grade noord vir ons noordpoolsirkel. Wat is teenoorgestelde van noord? Dit is suid. So dit is 66,5 grade suid, suidpoolsirkel. Ok, dit is ons belangrikste breedtelyne. Volgende is dit ons belangrike lentelyne.
Hierso het ek weer eens gesê, dit verdeel die aarde in oos en wes. Belangrik dat julle daai onthou. Hierso het ek weer die aarde geteken met ons lentelyn in die middel. Daar is net een belangrike lentelyn en dit sal wees die Greenwich meridiaan, 0 grade. Hy bepaal dan nou weer of die aarde of die ligging wat jy soek in die oostelike halfrond is of aan die westelike halfrond. Net soos wat ons ewenaar hier bepaal noord of suid, bepaal ons lentelyn Greenwich meridiaan oos of wes. OK. So dit is belangrik dat julle vir my dit teken en alles neerskryf soos wat ek nou aangaan. En dan ons volgende gedeeltetjie gaan oor rigtings. Ek het gesien dat julle baie daarmee gesukkel het in die eksamen toe ek gevra het, noem ons 4 algemene rigtings. So hierso het ek hom nou vir jou mooi geteken. Dis net 'n pyltjie wat in die halfte gedeel is. Altyd aan die bokant het ons vir noord. Noord sal altyd aan die bokant van jou bladsy wees. Dan is daar oos, suid en wes. Dit is ons 4 algemene rigtings. Natuurlik is daar ook tussenrigtings wat hierin gaan kom, maar ons gaan nie nou daarmee werk nie. Julle behoort dit volgende jaar in graad 9 of so aan te leer. Op die oomblik werk ons slegs met ons 4 algemene rigtings, noord, oos, suid en wes. OK, baie maklik. Volgende ding waarna toe ons aangaan is ons koördinate en baie van julle het daarmee gesukkel ook. Daarom dink ek dit is belangrik dat ons dit ook in ons hersiening inwerk. Eerste dingetjie wat ek wil hê julle moet onthou is, jy moet jou rigtings, soos hierbo, noord, oos, suid of wes, en jou grade aandui nadat jy jou koördinate bepaal het. So jy moet sê is dit suid, jy moet sê is dit noord of oos of wes nadat jy jou grade ingeskryf het. Hierso is vir jou 'n voorbeeld, dit is Boksburg se koördinate. En jy sal sien dat ek gesê het 26 is die algemene ligging, dit is ons koördinaat. Dan het ek gesê grade, dis die klein sirkeltjie na jou nommer. S sê vir ons dat dit suid is, so as jy kyk na hierdie bladsytjie, dit is dan onder jou ewenaar, Suid-Afrika is aan hierdie onderkant, so Boksburg is dan suid van jou ewenaar, en jy moet sê B om aan te dui dat dit jou breedtelyn is. Selfs met jou volgende stuk van jou koördinaat, dit is 28 grade, oos is jou rigting, en lengte wys vir jou, jy het gewerk met jou lentelyn tweede. OK. Sonder jou rigting en grade by jou koördinate word dit verkeerd gemerk. Ek het dit al so gemerk in die vorige eksamen, sodat jy kan gewoond raak daaraan dat dit verkeerd gemerk gaan word as jy nie alles presies ingevul het nie. Jy kan nie net sê 26 of 28 nie, want dit beteken niks nie. As jy nie grade, 'n rigting en 'n breedte of 'n lentelyn bysit nie, beteken daai absoluut niks nie. Al is dit die regte nommer wat jy moes inskryf, gaan dit verkeerd gemerk word, omdat jy nie 'n rigting en 'n breedte of 'n lentelyn ingevul het nie. OK, volgende sal julle herken hierdie broekie wat ek geteken het. Julle almal weet van ons bekende broekie waarmee ons werk om ons koördinate uit te werk. Eerstens, baie belangrik om te sien, hierso sê ek vir jou, breedte is eerste. Om dit net neer te skryf, breedte lyne of koördinate word eerste geskryf. Dan sal jy sien hierso af is jou 2, jou lengte, en lengte lyne of koördinate word tweede geskryf. OK, dan gaan ek aan, dis baie belangrik dat jy asseblief my al hierdie goedjies tot dusver neerskryf en teken, sodat dit presies so in jou skrif ook sal wees. OK.
Om nou 'n bietjie verder te gaan met ons rigtings en ons koördinate, om dit in te kan vul, het ek nou vir jou hierdie blokkie geteken, soos wat ons dit in die klas ook al gedoen het. Het is baie belangrik dat jy moet oplet, ek het hier gesê, nood belangrik, dit staan nie vir noordbreedte nie, maar wel nood belangrik. 1 graad is 60 minute. Jy sal sien dat dit opeenvolg 28, 29, wat vir jou sê, hierdie blokkie is 1 graad. 31, 32, dis 1 graad. So, in hierdie blokkie moet daar 60 minute wees, vir jou breedte en vir jou lengte. Dit werk presies soos 'n horlosie, so as hierdie 'n uur was, 1 uur het 60 minute. Ok, om jou minute te kan skat, wil ek hê ons met hierdie lyntjies invul, sodat dit vir jou makliker is om te skat. As ons kyk na 'n horlosie byvoorbeeld, 60 minute is dan nou jou uur. Wat is die helfte van 'n uur op jou horlosie? Dit sal wees 30 minute. So jy trek vir my presies in die middel van jou blokkie 'n lyntjie af met een kleur, blou byvoorbeeld, en jy skryf vir my 30 minute. Volgende deel jy hierdie gedeelte van jou blokkie ook in die helfte, sodat jy ook 30 minute kan hê vir jou breedtelyn en vir jou lengtelyn. Op hierdie lyntjie is daar 60 minute, so ook op hierdie lyntjie 60 minute. Ok, dan, wat is die helfte van 'n halfuur op jou horlosie? Dit is 15 minute. So tussen 0 en 30 kry jy 15 minute. Selfde op hierdie lyn af. 0, 30 minute, tussenin is daar 15 minute. Ok, so soos wat jy kan sien, is hierdie twee lyntjies wat sê 30, een kleur. Dan het ek hierdie twee lyntjies van 15 ook een kleur gemaak, sodat jy weet albei die oranje streepies is 15, albei die blou streepies is 30 minute. Dan volgende, jy sal sien, ons het 15 afgetrek om tot aan die helfte te kom, vir hierdie kant. Want helfte van 30 is 15 om die helfte van hierdie blokkie te kry. Nou soek ons die helfte van hierdie blokkie aan hierdie kant, om verder uit te werk wat is ons minute. So hier het ons basies 15 geminus om by 15 te kom, en dan hierdie kant plus ons 15 om by 45 minute te kom. Ok. Dit is dan nou een kleur af met jou pers. Wel, ek het dit in pers gedoen en dan aan die onderkant ook 45, want dit is die helfte tussen 60 en 30 minute. Dan het ek nou vir jou gesê, daar sit jou kolletjie. As jy jou koördinate moet neerskryf, kyk ons eers na ons breedte lyne, want dit is wat ons broekie metode vir ons sê. Eerste breedte, so dit is jou nommer. Ek het die stappe vir jou neergeskryf, sodat jy kan sien presies hoe jy hierdie koördinate moet bepaal en om dit reg neer te skryf. So volgorde van koördinate skryf sal dan wees, nommer 1, jou grade is jou nommer van jou breedtelyn. Ons werk eerste met breedte. Hierdie kolletjie is onder die 28 lyn, nog nie verby 29 nie, so dit sê vir ons breedtelyn nommer is 28. So jy skryf eerste 28. Dan volgende, nommer 2, moet jy die simbool van jou grade neerskryf en dit is daardie sirkeltjie. Sonder jou sirkeltjie is dit 28 en 28 beteken niks. Nadat jy jou grade neergeskryf het, moet jy nou jou minute gaan soek. Jy werk eerste met jou breedte minute, hier is 30 minute, daar is 15, so as jy moes skat tussenin, sou dit wees 28, 29 of tussen 27, 28, 29. Ek het hom gevat op 28. Dit is belangrik dat jy die simbool van jou minute dan ook daar inskryf, anders beteken daai 28 ook niks nie. Ok, dan,
om jou rigting te kry. Jy weet nie waar is hierdie op die kaart nie, maar jy weet wel dat jy jou 0 grade ewenaar en 0 grade Greenwich lyn het. Ons werk eers met ons breedte, soos ons hier gesien het en op die vorige bladsy met ons broekie. So as jy kyk na jou breedtelyne, is dit 28, 29. Jou volgende blokkie sou dan gewees het 30, 31, 32 so aan ondertoe. As jy dan terugtel van 28 af, sou dit wees 27, 26, 25, totdat jy bo gekom het by 0. En dit is jou ewenaar wat vir jou sê, is dit in die noordelike halfrond of in die suidelike halfrond. So 28 is ondertoe getel, daarom sê ons, dit is in die suidelike halfrond en dit is breedte. Ok, volgende skryf ons lengtekoördinate in, baie eenvoudig. Ons het gesien dat hierdie kolletjie in jou 31 blokkie is, nog nie verby 32 nie, so daarom is jou nommer 31. Nommer van lengte 31. Tweede belangrik, die simbool van grade, is belangrik om jou sirkeltjie daarin te sit om te sê dit is grade. Dan soek ons minute, die simbool van minute. Hier so het ons gesê dis 0, 15 minute, 30 minute. So tussen hierdie 15 en 30 is hierdie kolletjie nou. So ek het geskat dat hy omtrent op 19 sal wees, want 20 moet ook nog hier tussen inkom, en hy sal byvoorbeeld daar sit. So ek het gedink, miskien tussen 17 en 20, ek het gekies 19 minute. Ok, selfde soos wat ons nou gesê het, die ewenaar sal hier wees, want ons stel terug van hom af om te kyk waar is ons 0. Gaan ons dieselfde doen met ons lengtelyne. Hier is 31, 32, dit sou aangaan 33, 34 so aan. Dan tel ons terug van 30 af, 30, 29, 28, totdat ons by ons 0 grade Greenwich kom. Greenwich het ons gesê, sê vir ons, is die ligging oos of is hy wes van die Greenwich? Hierdie enetjie tel jy terug tot en met 0 grade en jy sal sien hierdie kaartgedeelte is dan aan die regterkant van jou Greenwich, wat sê dit is aan die ooste kant en dit is volgens jou lengtelyne. So die koördinate van daai presiese kolletjie is dan nou 28 grade, 28 minute, suidbreedte en 31 grade, 19 minute, ooslengte. Dit is baie belangrik dat jy hierdie stappe ook in jou skrif sal neerskryf en hierdie blokkie teken, sodat jy presies kan sien hoe ons dit uitgewerk het. Weerens, jy kan weer deur die video gaan om te luister voor eksamens of vir wanneer jy 'n opdrag kry en jy verstaan nie wat presies om te doen nie. Ok, volgende gedeeltetjie gaan oor ons werklike afstand. Hierdie is ook 'n gedeelte waarmee meeste van die kinders gesukkel het en wat vir my die belangrikste is wat jy moet besef is, jy moet jou metode neerskryf. Werklike afstand gaan oor die afstand wat jy moet bepaal, wat op 'n kaart is, teenoor hoeveel dit in werklikheid gaan wees. Ek blaai gou na die papier in julle skrifte toe. Dit is bladsy 11. Hy lyk so, en ek het dit net weer eens neergeskryf in die boek, so om vir julle te wys wat julle moet neerskryf. Lees net weer hierdeur as jy nie verstaan nie. Kyk hierna, ek het dan nou hier ook vir jou geskryf. Jou metode is, werklike afstand is gelyk aan kaartafstand maal kaartskaal. Jou werklike afstand is wat jy moet uitwerk, daarom het ek 'n vraagteken nog gesit, want dit is wat jy moet kry. Kaartafstand is wat jy meet op die kaart, of dit is wat vir jou gegee word, wat hulle klaar gemeet het. Maal jou kaartskaal, dit word gegee op elke kaart. Dan hierso, meet in millimeter op jou kaart. Dit is baie belangrik, want om die omskakeling te doen, is dit makliker om van millimeter af te werk.
Deel met 1 miljoen om na kilometers toe te gaan en deel met 1000 vir meter. So die vraag sou sê, werk byvoorbeeld die werklike afstand uit met die afstand soos wat hulle hier vir jou gegee het, 90 mm en sit dit om na kilometer toe. So hier aan die bokant het hulle gesê, jy meet in millimeter op jou kaart, en om in kilometer te kry, moet jy dit deel met 1 miljoen. So jy sê, werklike afstand is kaartafstand maal kaartskaal. Jy soek die werklike afstand, hulle gee vir jou die kaartafstand, hulle het dit gemeet, 90 mm, maal met kaartskaal hier staan, bepaal die werklike afstand van 'n kaart met 'n skaal van 1 tot 50.000. So jy gaan sê 90, want dis jou kaartafstand, maal 50.000, want dis jou kaartskaal. Jy los heeltemal hierdie enetjie uit as jy dit moet uitwerk. So jy sê net 90 kaartafstand, maal 50.000, dis jou kaartskaal. Jy kry die antwoord van dit, en om dit in kilometer te kry, moet jy daardie antwoord dan deel met 1 miljoen. Verder as dit, is dit baie maklik. Jy kyk net weer in na hierdie, soos wat ek het vir jou geskryf het. Onder hierdie werk gaan jy nou die huiswerk doen, wat ek ook vir julle gaan stuur, wat handel oor hierdie werklike afstande. Geniet julle dag verder.